Ons is besig met die reeks, waar ons saam met Israel uit Egipte uittrek. Saam met Israel uit Egipte uittrek, en ons journey nou saam met hulle op pad na die beloofde land toe. Maar dinge loop nou eers skeef, nê. So ons is nou nog nie waar die dinge nou totaal skeef geloop het nie. Ons is nou net aan die kant Rafidim, waar die water uit die rots uitgekom het. Maar, liewe gemeente, min het ons geweet toe ons hierdie reeks begin, dat dit gaan die einde ook beteken van ons woestynavontuur. Ons gemeente se woestynavontuur was amper 40 jaar in die woestyn, rondgetrek van fasiliteit en gebou tot gebou. If you could find us, you can join us, was ons slogan. En ons het nou hier gekom, en hier is waartoe ons beweeg, en ek wil hê julle, dit wil geklink. Ons wil hê julle moet almal saam met ons opgewonde wees. Die dag as ons intrek, of die Sondag voor het, ons gaan dit nog mooi beplan, gaan ons almal van hierdie kerk af loop. Die wat kan loop, die wat met hulle karre daar wil stop en wag is reg. Dan gaan ons 'n mars hê van hier af. En dis letterlik eindig ons hierdie reeks waarmee ons besig is. En ons mars na ons eie plek toe, ons eie stukkie grond toe. Swerwers sal ons nie meer wees nie. Swerwers sal ons nie meer wees nie. So ek dink hierdie reeks het baie betekenis vir ons. Waar vind ons onsself? Israel het begin en hulle het 'n kans gevat. Nou hoor mooi, want julle gaan nou wonder oor hierdie woorde. Hulle het 'n risiko gevat, 'n kans gevat en God gevolg uit Egipte uit in die wildernis in. Hulle sê, we'll take a chance on this God. Onthou net, hierdie God wie hulle volg, was nie vir hulle persoonlik bekend nie. Dit was die God van Abraham, Isak en Jakob. Eintlik in baie maniere was hierdie God al dood vir 400 jaar, want glo mense, jy vir 400 jaar 'n slaaf is. Vir 400 jaar dwangarbeid. Dis al so ver, jou generasies onthou nie eers meer. Ek dink dit was 8 generasies. Jou generasies onthou nie eers meer, wanneer was ons vry nie. Dan wonder jy, is daar 'n God? Is daar 'n God? So wanneer hier 'n man kom, die man met die naam Moses, en hy sê, daar's 'n God, die God van Abraham, Isak en Jakob, julle sal hou as julle voorvat, is ver terug. Maar hy stel nou belang in julle, hy het julle geroep gehoor. Dan as volk is jy skepties. Jy vat met 'n knippie sout wat hierdie mense sê. Dalk sit jy vandag hier en jy vat met 'n knippie sout enigiets wat uit die Bybel uitkom, en dis fyn. Ek dink ons almal is op 'n stadium daar. Vat met 'n knippie sout. En God vat hulle, en nou moet julle baie mooi sien hoe bou die verhouding. En ons gaan nou vandag kyk na die hoogtepunt van hierdie woestynverhouding met God. So wat God nou doen, hy stel hom voor aan hierdie Israeliete. Hy wil hulle moet weet wie hy is. Onthou, want hulle was omring deur die Egiptiese gode. Hulle die God van die son gehad, Ra. Hulle die watergod gehad. Hulle die God gehad oor die landerye. Die God van vrugbaarheid gehad. Hulle het al hierdie gode in Egipte gehad. So hulle ken gode. Gode is nie vir hulle net nie. Maar hier is nou 'n God, wat maak hom anders? Wat maak hierdie God van ons voorvaders anders? So eerste, hy kies hulle. Hy kom na hulle toe, hulle gaan nie na hom toe nie. Die tweede ding wat gebeur, is hy vat hulle deur 'n reeks van wonderwerke, hoe hy die greep van Egipte oor hulle los. Hy bewonder en ek wil amper sê, soos 'n jong man, 'n meisie wil wys hoe oulik is hy, hoe sterk is hy, dalk hoe ryk is hy, wat ook al jong manne doen om vir meisies te wys, kyk wie ek is. Kom God, en hy maak Israel die hof. Hy wys vir hulle hoe sterk is hy, hoe kragtig is hy, dat hy anders is as al die gode in Egipte. Hy vat hulle deur Egipte met al daai wonders en tekens, hy lei hulle deur die Rooi See, en hy laat hulle stil staan met bewondering, en die groot woorde wat hulle sê, net hoe hulle deur die see trek, is waarlik, waarlik, hierdie God is 'n heilige, magtige God. Is 'n heilige, magtige God. So hulle begin bietjie meer in hom glo. En dan kom hulle by 'n plek waar die water bitter is, dan gooi hulle hout in die water, en dan sien hulle, ja, hy het soort van beheer oor die natuur, en oor die elemente. En dan kom hulle by Rafidim, waar hulle almal dors is, hulle is droog, daar is droogte in die middel van die woestyn, en hy bars 'n rivier uit 'n rots uit. So wat doen hy? Hy bou by hulle pedigree. Hy wys, nee, eintlik is daar net een God. Dis hoe God lyk. Dis wat 'n God kan doen. So hulle volg hom. En hulle sê, kom ons vat 'n kans op hierdie God. En soos hulle met God stap, openbaar hy homself. En openbaar
is, ek stel myself voor aan julle. Hoor net een van hierdie skrifte, Eksodus 14 vers 31. Toe die Israeliete sien met hoeveel mag die Here, die Here teen Egipte veg, het hulle respek gekry vir die Here. Hulle het in hom geglo en was oortuig dat hy Moses gebruik het om vir hulle te werk. Wat? Hulle was toeës oortuig dat Moses deur God gebruik word. Hulle was verwonderd oor God se krag. Hulle gesê maar hulle gaan nou maar aan hom begin glo. Is begin glo, is nog nie groot geloof nie. Is begin. So wys jy toe hulle hom uit Egipte uitvolg. Was dit kom ons vat 'n kans. Kom ons vat 'n kans op hierdie God. Dit was nog nie totale oortuiging nie, maar wat het hulle gedryf uit Egipte uit? Hier was iemand sê, vat 'n kans op my. Want self kon hulle self nie red nie. Is baie keer in daai plek van totale desperaatheid waar ons onsself vind. Vir 400 jaar kon hulle nie hulle lot verander nie. Die Israelitiese leiers kon hulle nie uitlei nie. Hulle kon nie Egipte oorwin nie. Hulle kon niks doen om hulle self te red nie. So dis 'n totale desperate plek. En soms is dit nie 'n slegte plek wees nie. Die mees desperate plek in jou lewe is soms die beste plek in jou lewe. Want dis waar ek en jy bereid is om te sê, kom ons vat 'n kans. Kom ons vat 'n kans. So dis hier waar die verhouding met God nou verdiep. So hulle kom hier, hulle het gesien wat sy kragtige goedheid doen, hulle begin in hom glo en nou is daar skuwe wat gebeur. So ek wil hê jy moet weet, die verhouding in God groei en ontwikkel. Dis nie 'n eendag ding nie. Ons moet ophou om met min genade teenoor mekaar op te tree, omdat almal op dieselfde spoed groei as wat jy groei nie. Almal nog op dieselfde vlak glo as wat jy glo nie. Ons moet genade hê vir mekaar om te weet almal is besig om te groei in verhouding met God. Dis nie 'n eenmalige ding nie. Liewe gemeente, ons verhouding met God, ons sit gisterand met mense en kuier. Net oor die wonderwerke wat die Here vir ons gemeente doen, groei ons geloof. Groei ons gemeentelede se geloof. God is besig om te kom wys wie hy is. Hy is nie net die God van Egipte nie. Ag, hy is nie net die God van die Ou Testament nie. Hy is nie net die God van die Bybel nie. Hy is die God in my en jou lewens elke dag. God is active and God is involved in our lives every day. Dit doen iets aan ons geloof. Ek wil nie met iets baie moois ook raak sien. En die ding gaan vandag nog duideliker uitkom. Dis nie Israel wat God gaan soek het nie. Dit is God wat na Israel toe gekom het. En dan is dit God wat vir Israel kom wys wie hy is, sodat hulle vir hom kan liefraak. In die begin was liefde nog, by die begin was dit net respek. In die begin was dit net ons begin glo, ons sien jy's kragtig. Nou wil ek hê julle moet sien hoe ontwikkel hierdie verhouding. En God is nie tevrede met iemand wat net dink, o God is groot en God is kragtig nie. God is op soek na meer. En ek wil dit nou vir julle wys. Hy is op soek na iets diepers. Hy wil hê dan moet iets anders te plaasvind. Hy wil nie net meer vir Israel wees die God van Abraham, Isak en Jakob nie. Hy wil hê hulle moet kan sê dis my God. Dis die God van my voorvaders, nou my God. En hoe gaan dit gebeur? Kom ek lees vir julle hierdie eerste vers wat ek wil lees vandag. Eksodus 19, vers 3 en 4. Moses het teen die berg, laat ek net sê, so van Rafidim waar die water uit die rots uitkom, skuif hulle en hulle trek reg oor die berg, sien hy God se berg aan en naam van die berg Horeb. Daar sit hulle en nou roep God na Moses. Hy sê ek wil met jou praat. Moses het teen die berg uitgeklim na God toe. Die Here het bo van die berg af met hom gepraat en vir hom gesê, sê vir die mense van Jakob en vir die volk van Israel die volgende. Julle het gesien, ek het met die Egiptenare gemaak, wat ek met die Egiptenare gemaak het. En hoe ek julle, hoor nou mooi, hoe ek julle as te ware op arends, op die vlerke van 'n arend opgelig het en hier na my toe gedraai het. Jog, is vir my mooi. God sê, julle het nie self geloop na my toe nie, julle dink jy was julle eie keuse gewees nie. Ek het julle gaan haal en ek het julle na my toe gebring. Ek wil nie maar daai beeld hê van God. Jy is nie die een wat kruip na God toe nie.
God is die een wat jou na hom toe bring. Hy het die begeerte om jou by hom te hê. Die dag as jy lief is vir God, is dit net omdat God vir jou eerste lief was. Dis nie jou dissipline en al jou goeie besluite wat op die ou end God sê, ag okay, ek gaan vir jou 'n kans gee nie. Nee, God is die ene wat jou na hom toe wil trek. En dis die verdieping van die verhouding. God sê vir Israel, ek het julle na my toe gebring. Wil jy maar daai konsep hê? Maar nou gaan hy verder, ek wil hê julle moet sien, hy trek hulle na hom toe. Nou gaan ons aan, Exodus 19 vers 9 tot 12. Nou moet julle sien wat sê die Here vir Moses. Wat wil hy nou doen met die volk? Ek wil julle nou hoor. Hy het hulle na hom toe gebring, maar hoe wil hy die verhouding verdiep? Wat moet nou gebeur? Dis nogal spektakulêr. Die Here het toe vir Moses gesê, ek gaan in 'n swaar wolk na jou toe kom, sodat die volk kan hoor hoe ek met jou praat. Hulle sal jou dan altyd vertrou. Nadat Moses aan die Here oorvertel het, wat die volk alles gesê het, het die Here vir hom gesê, gaan weer terug na die volk toe, en berei hulle vandag en môre voor. Wat staan daar? Om my te ontmoet. Om my te ontmoet. Hulle moet hulle klere was, hulle moet reg wees vir die 3de dag, want op daardie dag gaan ek, die Here, voor hulle oë na Sinaï toe kom. Baken die berg rondom af en waarsku hulle, pas op, moenie op die berg klim nie. Enige een wat in die afgebakende deel ingaan, sal beslis doodgemaak word. Sjoe, wat sê God vir Moses? Ek wil nou hulle met my ontmoet. Ek wil nie hulle met my weet van Abraham, Isak en Jakob nie. Ek wil nie hulle met my onthou van die ou stories nie. Ek wil nie hulle moet die dag na hulle my ontmoet het wegstap. Sê is nou my God. Ek wil hulle met my ontmoet. Mense, dit was nog God se plan van die begin af, om in 'n persoonlike verhouding met jou te wees. En hier is hy besig om daai plan met Israel uit te voer. In die tuin van Eden het God saam met Adam en Eva in die aande rondgeloop en gekuier. Daar was gemeenskap. Sondeval het gemaak dat ons nie meer met God kan kuier nie, want die sonde in ons het hierdie afstand tussen ons en God gebring. Maar moenie dink God se begeerte het ooit gestop en met elkeen van julle 'n verhouding te hê nie. En hier is waar God vir Israel sê, ek wil julle met 'n idee kry hoe my verhouding met julle is. Dis nie net 'n God met reëls nie. Ek wil nie julle net na my kyk en my bewonder vir my krag nie. Ek wil hê julle moet my ken en ek wil julle ken. Daar moet ontmoeting plaasvind. Dit praat van 'n stukkie intimiteit. Weet jy wat sê hy vir Israel? Yes, een deel van ons verhouding is wees bewonderd oor wat ek alles vir julle kan doen, hoe sterk ek vir julle is. Maar 'n dieper vorm van verhouding is, om my lief te hê, doen ek vir jou niks. Om my lief te hê vir wie ek is. Ek wil jy my ontmoet. Ek wil jy moet weet wie ek is. Ek wil jy moet weet wie ek in my hart is. God soek ontmoeting. Ek gaan nie hierdie lees nie, dit is 'n redelike lang gedeelte, Exodus 19, julle kan gaan lees 14 tot 21. Hier kom God by Moses. Nou wil ek julle moet hoor, hoe gevaarlik en dodelik was hierdie ontmoeting. Gevaarlik en dodelik, dis 'n dodelike ontmoeting. Want God is heilig en die mens is sondig. Na die sondeval is die sonde 'n houvas op die mens gekry, en wanneer enige mens in God se teenwoordigheid sou kom, sou hy vernietig word. God het, ek dink dit was aan Moses gesê, as jy my sien, sal jy sekerlik sterwe. Maar God het so 'n begeerte. Hy het so 'n begeerte om hierdie mense te ontmoet. Hy sê vir Moses, okay, kom ons doen die volgende. Ek wil hê jy moet vir hulle sê, hulle moet hulle klere gaan was, hulle liggame skoonmaak, hulle self reinig. Ek wil hê hulle moet vir die volgende 3 dae hulle onthou van seks. Ek wil hê hulle moet dit en dit en dit doen. Al hierdie goeders doen, hulle moet gereed wees om rein en skoon na my toe te kom, en dis al hoe jy na God toe kan kom. Dit was moeite. Dit was moeite. Die helfte van die jong man sou dit nie reg gekry het nie. Pas getroude sou dit nie reg gekry het nie. God het gesê, jy moet moeite doen. Ek wil met jou ontmoet. Dan het hy gesê, span 'n heining om die berg. Hy sê, want as mense, alhoewel julle alles in julle vermoë doen, jy doen alles reg. Jy onderhou die wet vir 3 dae perfek. Perfek. As jy te naby aan my kom, sê sterf. Ek wil jou ontmoet, maar die ontmoeting is nog gebroken. Dit is nog nie volmaak nie.
En julle, die Israeliete kom nader, gaan lees daai stuk in Exodus 19. Hulle kom nader en Moses stap deur hulle uit en toe Moses so naby die berg kom, toe begin God afsak op die berg en julle moet dit gaan lees. Dis incredible. Soos wat God afsak op die berg, sê dit lyk soos 'n vuurkolom. En dit lyk of die berg aan die brand is en rookkolom slaan in die lug op en die totale berg begin bewe. 'n Aardbewing wat alles skud. Imagine nou jy is 'n Israeliet. God het gesê ek wil jou ontmoet. Hoe nader stap jy aan hierdie heining? Imagine hoe voel jy binne jou? Jy weet jou lewe is 'n millisekond van dood af. En daai vuur op die berg sak al hoe laer. En Moses praat uit na God toe en God praat, sê dit klink dit soos donderslae. Wil jy moet dit voel, ek wil jy moet dit sien. Dis nie iets wat jy kan net imagine nie. En God sê vir Moses, ek wil jou net waarsku, niemand mag naby aan hierdie berg kom nie. As hulle naby aan hierdie berg kom, gaan hulle sterf. Ek wil nie hulle moet sterf nie. Maar ek wil net so 'n bietjie nader aan hulle kom. Jy weet hoekom? God verlang nog van die tuin van Eden af. Hy wil by my en jou wees. Hy wil by ons wees. Hy wil naby aan ons wees. Sonde het die grootste skade gemaak dat daai eenheid tussen ons en God nie kan happen nie. Imagine dit. Die Israeliete sê vir Moses, hoor wat sê hulle vir hom daai dag daarna, of net daarna. Hulle sê, Exodus 20 vers 19, hulle sê toe vir Moses, jy moet maar liewer met ons praat. Ons sal na jou luister. Moenie dat God self met ons praat nie. Ons sal dan sterf. Jy weet hoe hulle gestry altyd met Moses? Toe hierdie dag toe hulle God in sy almag sien, toe sê hulle, wow Moses, okay, ons gaan begin luister, hoor. Ons gaan in lyn kom. Ons is jou man. You our man. Ons luister. Ons weet nou jy kom van hier af. Dis so powerful daai dag was. Nou vra ek vir jou. Kan ek en jy vandag in daai teenwoordigheid van die Here kom? Sterf ons as ons in sy teenwoordigheid. Wie van julle het vanoggend gesterf toe ons aanbid, want God was hier? Wie van julle het gesterf toe jou oë toemaak en jou hande uitgereik het na die hemel, gesê, Here, ek het U nodig, want hy was daar. Hy was daar. Daar word nie meer heininge om God gespan nie. Die gordyn en die voorhangsel van die tempel het geskeur. God word nie meer geallocate en gebere nie. Ons is nie meer in doodsgevaar as ons sy teenwoordigheid kom nie. Waarom? Vir wat Jesus vir ons gedoen het. Vir wat Jesus vir ons gedoen het. Toe Christus aan die kruis sterf, toe reinig hy en my en jou met sy bloed. Ons hoef nie klere te was nie, ons hoef nie ons liggame te was nie. Ons kan net soos ons in by die teenwoordigheid van God instap. Hoor hierdie incredible skrifvers in Hebreërs 4 vers 16. Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van genade van God. Hy sal aan ons ontferming en genade bewys, sodat ons op die regte tyd gehelp kan word. Weet jy wat is die groot woord hier? Vrymoedigheid. Het die Israeliete vrymoedigheid gehad? Nee. Nou mense, ek wil net vandag vir jou sê, en ek dink dis my boodskap. God het nog presies dieselfde begeerte om jou na die berg toe te roep. Daar's net nie meer heining op nie. Jou lewe is net nie meer in gevaar nie. Hoeveel moeite doen ons om by hom te kom? Hoeveel moeite doen ons om net bietjie stil te raak en bewus te raak van hom? Want dis vir net. Dis vir jou. Nee, ekskuus. Ek maak 'n groot fout. Dis nie vir net nie. Dis verskriklik duur. Christus, die skepper van hemel en aarde, het met sy bloed daarvoor betaal. Dis net vir net vir jou. Was nie vir net nie. Ek wil jou nooi. Wil jy nie saam met ons God ontmoet nie? Wil jy nie God met wie met jou wandel soos wat hy in die tuin met Adam en Eva gewandel het nie? Hy het 'n begeerte. Dis nie jy wat na hom soek nie, dis hy wat na jou soek. Kan vir my sê, Jaco, jy ken nie my lewe nie. Jy weet nie wat se my lewe nie. Jy weet nie waar ek vandaan kom nie. Jy weet nie van watter kant ons van die treinspoor af groot geword het. Daar's geen manier hoe God vir ons soek. Ek vir sê, is verkeerd. Hy begeer en hy verlang na jou. Hy wil jou betower met sy mag en sy krag. Maar groter is dit. Hy wil hê jy moet hom lief hê en hy wil jou lief hê. Hy wil in jou wees.
En hy wil hê jy moet in hom wees. Hy wil jou weer terug hê. Ons is uit God gebore. Kom ons maak mense na ons beeld. Hoekom? Want hy wil iemand hê met wie hy kan verhouding hê. As dit mense is wat anders is, hy kan nie daai diep verhouding hê nie. Daarom is jy in die beeld van God gemaak. Want hy verlang en hy wil jou hê. Kom ons buig ons hoofde. Sluit af. Here, deur hoeveel goed moes mense nie gegaan het, net om amper naby aan God te kom nie. Hoe u 'n begeerte gehad het dat hulle net op die skoot kan kom klim en die groot arms kan vat en hulle omvou met die liefde en die deernis en die genade. Maar jy het geweet daar's iets wat nog moet gebeur. Jy het geweet dat hulle lewens is in dringende gevaar. Daarom het jy hulle gewaarsku. En daar het u groot plan uitgespeel. U seun het vir ons daai prys kom betaal. 'n Dierprys. Ag Here, maar hoe verlang U nie vandag na ons nie, nadat U die hek oopgemaak het, nadat U die rekeninge betaal het en nadat U ons skoon gewas het. Hoe skaars is dit vir ons om op U skoot te klim en saam met U op die berg te kom sit. Vergewe ons. Mag ons 'n diep bewustheid en 'n verstaan kry van hoe kosbaar is dit om in U teenwoordigheid te wees. Mag ons dit voel, mag ons dit sien en mag ons U ontmoet. In Jesus naam. Amen. Dankie gemeente, dankie vir almal wat online geluister het. Mag jy teen die berg opklim hierdie week. Mag jy waar jy in jou kar ry, bewus raak van God. Mag jy waar jy agter die skoolgoedmasjien staan, bewus raak van God. Mag jy waar jy by die werk is, bewus wees van hom. Dis verniet. En hy het 'n behoefte daarvoor. Dankie. Ek nooi julle almal uit om saam met ons 'n lekker koppie koffie te drink. Ek wil vra vir die ouens daar heel agter om my net te help die stoele uit die pad uitskuif, want ons moet plek hê vir kuier daar agter. Ons sal baie gaaf wees. Dankie. Liewe gemeente, gaan met die seën van die Here. Lekker dag. Dankie.